Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale gemeenskap. So hier aan die einde van Pinksterweek, waar ons Pinksterfees gaan vier, kyk ons terug na 'n week en ek hoop jy het saam geluister na die Pinksteropnames. As jy nog nie het dit, daar is nog tyd. Dit is op ons YouTube kanaal. Luister gerus daarna en dan vra mense nou, hoe vat 'n mens dit saam? Natuurlik in die kerk hierdie Sondag gaan ons 'n Pinkster sangdiens hê wat so 'n bietjie gaan verskil van vandag se boodskap. En so het ek bietjie gekyk na Johannes 20 en ons het nou wel in hierdie week baie gepraat oor Handelinge 2. Die bekende gedeelte van waar die Heilige Gees vir die apostels uitgestort word en die tonge van vuur en die wind en die groot gebeure daarso en Petrus se toespraak daarna, die gemeente, eerste gemeentes wat saamkom. So ons het so mooi deur Handelinge 2 gewerk. Maar ek wil hê ons moet vandag bietjie stil staan by Johannes 20. 'n ander vertelling van eintlik die eenvoud van hoe God se Gees oor die disippels gekom het met 'n baie spesifieke ding wat daar gebeur. Voordat ons lees, kom ons bid saam en ons dankie Here dat ons sy woord ook op hierdie besondere manier kan ontvang. Hemelvader, dankie dat ons die voorreg het om u genade te kan ontvang vandag deur u woord. Gee Here dat u woord 'n saad in ons hart sal plant wat sal groei tot vrug van u koninkryk, dat ons nie onsself daardeur sal verheerlik nie, maar alleen u naam. Dat ons ook daardeur sal getuig dat u, Here Jesus Christus, Here is en Here dat u ook heers oor hierdie wêreld. Gee dat ons ook vandag se woord met leerbaarheid en met sagte harte sal ontvang, sodat ons in die wêreld kan ingaan en 'n verskil kan maak. Amen. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Net tot sover. Hierdie vertelling gee 'n stuk eenvoud eintlik aan wat dit beteken om God se Gees by ons teenwoordig te hê. En wat vir my wonderlik is die essensie hiervan, hierdie woord van vrede, wat ek dink baie belangrik is dat ons dit moet hoor vandag. Nie net in ons land en in ons wêreld wat in 'n tyd van oorlog is nie, maar op baie ander plekke worstel ons met soveel dinge. En daarom is dit belangrik dat ons ook hierdie woorde moet hoor, van woorde van vrede. Nou wat gebeur, hierdie word nou vertel kort na Jesus se kruisiging en wat hulle is bang, nee, hulle is bang, die disippels, hulle is bang, hulle is nou volgende dat hulle in die moeilikheid gaan kom, dat die Jode dieselfde aan hulle gaan doen en hulle vrees, hulle sit agter geslote deure. Eintlik glad nie reg of gereed om weet glad nie hoe om vorentoe te gaan nie. Hulle voel magteloos, hulle voel verwaarloos, hulle is werklik bang. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik dink waar jy dalk in jou lewe ook so gevoel het. Waar jy bang gevoel het. En dit kan nie, dit hoef nou nie noodwendig vrees te wees soos toe jy klein was en jy was bang vir die donker nie, want hy vrees gebeur ook in angs. Dat jy dalk 'n groot week wat voor lê of 'n groot taak wat jy moet gaan verrig en jy voel net angsbevange, doodsbenoud om vir die week wat voor lê, vir die groot taak wat voor lê, vir dit wat volgende moet gebeur. Ek dink almal van ons ken hierdie gevoel, nê? Hierdie gevoel waar ons ook net die deure wil toemaak en in ons huise wil bly, waar ons bang is om uit te gaan in die wêreld en bang vir dit wat die wêreld aan ons kan doen. En dan verskyn Jesus aan die disippels en sy eerste woorde aan hulle is vrede. Vrede vir julle. Daar waar hulle sit en hulle voel ver van God. Jesus is nie meer by hulle nie. Wat gaan hulle nou doen? Hulle is bang omdat hulle nie God se teenwoordigheid by hulle het nie. God kom in hulle teenwoordigheid en die teken van God se teenwoordigheid is vrede. Daardie uitspraak van vrede is so sentraal vir ons geloof. Ons moet onthou wanneer ons
sê ons is kinders van God. Ons loof die Here as Here Jesus as ons Here, die opgestane Here. En ons glo, ons sê dit in ons geloofsbelijdenis, ons glo in die krag van die Heilige Gees wat in ons is. Met ander woorde, God wat altyd by ons is hierdie belofte vandag vir jou ook. Vrede vir jou. Daar waar jy is, in jou huis, of waar jy in die week beweeg by die werk of in die skool of op die pad of in die winkels, word hierdie gedeelte ook na ons toe gebring met 'n stuk uitdaging, 'n stuk uitnodiging om te vra, wat verkondig jy? Ervaar mense God se Gees in jou? Ervaar hulle vrede by jou? En dra jy vrede op jou gesig? Straal ons ook vrede uit buitentoe? Nadat Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, dan wys hy vir hulle sy hande en hy wys vir hulle, dit is werklik hy wat daarso by hulle is. En dan is hulle bly wanneer hulle die Here sien. Hulle is verheug, hulle is verlig. En ek dink dit is iets wat ons soms vanselfsprekend aanvaar. God is altyd teenwoordig, maar ons is dikwels afwesig. Ons is dikwels so vasgevang in ons eie wêreld, in ons eie lewe, in ons eie gedagtes, dat ons vergeet, maar God se Gees is binne in ons. Dit beteken God is altyd by ons. En hoe reageer ons wanneer ons bewus word daarvan? Is ons ook verheug wanneer ons sien hoe die Here in ons lewe werk, hoe die Heilige Gees in ons woon? En dan weer vrede vir julle. Dan na die vrede kry hulle hierdie roeping. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So hierdie vrede is nie gemakvrede van julle kan maar rustig raak, bly waar julle is, julle kan bedaar, moenie uitgaan nie, hierso sal julle veilig wees. Dit is vrede wat stuur, dit is vrede wat bemagtig. Sien, ek dink ons is dikwels so in hierdie warwel van mag en magteloos en het 'n krag, soek 'n krag, maar krag lê in vrede, nê. En ons hoor dit ook in hierdie gedeelte dat die vrede wat Christus vir ons kom gee, bemagtig ons om uit te gaan en in die wêreld ingestuur te word met hierdie een baie belangrike getuienis om vrede te gaan saai. So hierdie gedeelte nooi ons uit en dit daag ons uit. En dit stuur vir elke liewe een van ons hierdie week op 'n besondere manier in die wêreld in. Dink bietjie in jou eie lewe, in jou eie kringe. Wie is daar wat jy nodig het om te kontak, wie jy moet bel, wie jy moet gaan sien? Daar is nie noodwendig konflik nie, maar daar is afstand. Waar het jy nodig om vrede te bring hierdie week? Daar is iemand, en ek dink elke liewe een van ons, daar is iemand wie die Here oor ons pad stuur, na wie ons toe kan uitreik, na wie ons toe kan gaan, waar ons ook hierdie boodskap van vrede kan gaan sigbaar maak. Nou, nadat Jesus vir hulle gesê het, vrede vir julle, is daar hierdie heilige moment waar hy sy asem blaas op hulle en vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. As jy nog nie het jy geluister na ons eerste Pinkster boodskap, in daardie boodskap lê ons klem oor hoe God se Heilige Gees nog altyd daar was. Dit is nie iets wat die Nuwe Testament vir die eerste keer openbaar in Handelinge 2 of hierson Johannes 20 nie. God se Gees is nog altyd daar. Van die begin af sê Genesis 1, God se Gees sweef oor die waters. Nog voordat enige iets geskep is, waar alles woes en leeg is, was God se Gees daar. En dieselfde woord vir Gees, ruach, word gebruik vir wind en asem. Dan lees ons in Genesis 2, waar God die mens skep. En dan is die mens dood. Hy lê daar op die grond, hy's dood. En dan kom God en hy blaas sy lewensasem in die mens se neus in, en dan word die mens 'n lewende wese. Dink oor die intimiteit hiervan. Dit is amper so CPR, nee. Dit is in die mens se neus in. God het afgekom by die mens, baie naby, baie intiem, baie persoonlik, sy Gees oor hulle uitgeblaas. En dit is dieselfde beeld waarin ons herinner word wanneer ons Johannes 20 lees. God se Gees is nie 'n misterie nie, dit is nie ver nie, dit is nie 'n verskriklike, komplekse, groot ding wat ons sukkel om te verstaan nie. Dit is intiem, dit is God by ons, dit is God wat sy lewensasem oor ons lewens giet met hierdie vrede.
So wanneer jy asemhaal, wanneer jy in en uit asem, dan asem jy die lewe van God in en uit. En ek dink dit is belangrik dat ons net weer die eenvoud hiervan moet raak sien. God se gees is God se asem in ons. Dit is sy lewe wat ons aan die lewe hou, wat ons voed, wat ons versterk en wat vir ons vrede gee. Mag jy in die week wat voorlê, God se vrede gaan uitasem oor die mense wat oor jou pad gestuur word. Moet niks en niemand van selfsprekend vaar nie. Moenie een oomblik van hierdie lewe for granted vat nie. Lewe voluit met hierdie boodskap van vrede wat saamgevat word hierso met vergifnis. Ons moet gaan en gaan vergewe. Wanneer ons rondloop en vashou aan kwaad en seer en stikkend, dan is ons nie besig om ons roeping uit te leef nie. Ons word geroep om boodskappers van vrede te wees. So gaan bring vrede in hierdie wêreld sodat mense kan sien Jesus Christus is Here. Kom ons dank die Here dat hy saam met ons hierdie pad stap. Ons sluit ons oë en dan sluit ons af saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons lewe. Dankie dat U vir ons opgestaan het en Here dat U Heilige Gees ons mee geseën het. Dankie dat U lewensasem in ons ingeblaas het, dat ons kan lewe, dat ons tyd het, elke liewe dag en 'n roeping het, 'n doel het, 'n plek het om heen te gaan, mense om aan te raak. Dankie Here dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, dat ons dit nie uit eie mag uit hoef te doen nie, maar dat ons kan staatmaak en vertrou op die krag en die leiding van U Heilige Gees. Amen.